Hartlike goeiemôre, dit is Vrydagoggend, nee, vandag is die 21ste Augustus, die jaar 2026. My naam is Daniel Gerwe, opgewonde, Jesus is koning, hy is die Here en daar is niemand soos hy nie, halleluja. Vandag praat ons 'n bietjie, staan jy uit of staan jy saam? So ek en jy het nodig om uit te staan en om 'n boldness te hê vir die naam van Jesus Christus. En ons lees hierdie gedeelte in Matteus, waar hierdie skare Jesus geloof en geprys het, Hosanna, die koning van die konings, die Here bo elke ene, en dis hierdie selfde skare wat gesê het, kruisig hom. So ek en jy het nodig om uit te staan. Nou kom ons kyk bietjie wat sê God se woord vir ons hierso in Matteus 21 verse 8. Hy sê, en die grootste deel van die skare het hulle klere op die grond oopgegooi en ander het takke van die bome afgekap en op die pad gestrooi. En die skare wat voorgeloop en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê, Hosanna vir die seun van Dawid. Geseën is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste hemele. En hierdie skare het geloop, hierdie dorp het geloop en die naam van die Here groot gemaak, want hulle het saam gestaan en om die naam van die Here groot te maak en hom te prys vir wie en wat hy is. En toe hulle Jesus gevange geneem het, dis dit dieselfde skare wat weer hulle praatjie verander, hulle verhouding verander en goed, want hulle word oorgehaal deur die priesters en goed. Hoor wat sê Matteus 27 vanaf verse 20. Hy sê, maar die owerpriesters en die ouderlinge het die skare oorgehaal dat hulle Barabbas moet begeer en Jesus ombring. En toe antwoord die goewerneur en sê vir hulle, wie van die twee wil julle hê moet ek vir julle loslaat? En hulle antwoord Barabbas. Pilatus sê vir hulle, wat moet ek dan doen met Jesus wat genoem word Christus? En hulle sê almal vir hom, laat hom gekruisig word. En die goewerneur sê, watter kwaad het hy dan gedoen? Maar hulle skree nog harder, laat hom gekruisig word. So hierdie selfde groep mense wat gesê het, Hosanna, die koning van die konings, die Here bo elkeen, hulle het hulle klere uitgegooi, hulle het takke op die grond gegooi, soos hulle hom loof en prys, dieselfde klomp wat sê, raak ontslaaf van hom, kruisig hom. En ek en jy moenie soos hierdie mense wees, as ek dit so kan stel. Jy kan nie een oomblik die Here wil loof en prys en eer, en aan die volgende oomblik dan kruisig ons hom nie. So daar waar jy werk, daar waar jy kuier, daar waar jy is, moet jy die Here se naam loof en prys en eer. En jy moet nie skaam wees oor die naam van God nie. En hierdie mense was bang, want wat gaan die owerpriesters en wat gaan die ouderlinge met hulle doen, as hulle nou nie saam met hulle gaan stem nie. Ek en jy moet uitstaan. So ondersoek jouself bietjie vandag. Staan jy saam met die groep of staan jy uit? Staan jy uit vir die naam van Jesus Christus? En dit is wie ek en jy moet wees, is om uit te staan vir koning Jesus. Amen. Kom ons bid en ons vra Abba Vader om ons te lei in hierdie saak, sodat ons hom nie sal verraai nie, maar sy naam sal eer. Halleluja, Abba Vader, Here, weer eens baie dankie vir hierdie nuwe dag. Dankie dat ons die woord kan lees. Ja, Here, laat ons nie met twee monde sal praat nie. Laat ons nie twee Here sal dien nie. Here, maar ons sal opstaan vir die waarheid en die waarheid se naam is Jesus Christus. Here, leer ons en lei ons, is my gebed in Jesus naam alleen. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit op hierdie Vrydag, gaan leef Jesus Christus. Onthou, alles wat jy doen, moet jy God kan verheerlik nie. Of jy staan saam met mense, of jy staan uit. Jy kies. God bless.